Ja, thank you so much. Ons wil graag vir Piet Leroux na vore roep. Hy gaan ook maar sy CV daar kan lees. Maar Piet het homself al bewys as deel van Sakeliga as 'n persoonlike spanspeler, maar ook Sakeliga as 'n spanspeler wat elke keer opstaan vir beginsels wat ons vorentoe vat vir volhoubaarheid. En ons wil vir Piet baie graag aan die woord stel. Piet, baie dankie vir die rol wat jy speel, jy in persoon ook, en ons luister graag na jou. Baie welkom. Baie dankie, voorsitter, dames en here, dankie vir die mooie woorde, voorsitter, dat ek net my saak hier organiseer. Ek gaan daar 'n waarskuwing wees as ek nou by my tyd kom. Of sal ek sal hom hier so opsit? Voorsitter, ek het daar in die platteland groot geword van die ou Kaapland. En die plattelanders van die ou Kaapland, of die ou Kaaplanders, is nie so ferm en so energiek altyd, soos wat die Republikeine in die noorde is nie. Maar die kwessie wat ons hier aanroer, is een wat laat ek begin met die existentieel, die woord wat ek reeds geopper het. Die Suid-Afrikaanse regering is van voorneme om eiendom in hierdie land, veral vaste eiendom, landbou, sowel as stedelik, te herverdeel en dit te doen teen 0 vergoeding, sonder vergoeding, met ander woorde, of teen 'n wesenlike vermindering van markwaarde. Dit is die oogmerk van die regerende party, dit is die politieke momentum in die land, dit is sekerlik ook die oogmerk van partye buite die regering, maar wat 'n beduidende aanwesigheid in die parlement het. En dat dit nie gebeur het nie, verander nog nie dat dit die oogmerk is nie. Dit is die uitdruklike oogmerk om teen minder as markwaarde of so min as 0 stedelike sowel as landbougrond te hervorm. Nie noodwendig alles nie, maar om dit op 'n wesenlike skaal te doen. In die woorde van president Ramaphosa 'n tydjie gelede in die parlement, those who do not have houses must also have houses, those who do not have land must also have land, our people want the land, en hy het voortgegaan om te beklemtoon hoe belangrik sharing is. Waarom, kom ons vergelyk gou of die regering dit beplan om te doen met wat hulle reeds doen. Ek wil begin met BEE, want laat ek so sê, daar is mense wat sê nee, die regering beplan nie om te doen wat ek nou gesê het, is die plan nie. Maar kom ek sê vir u dat dit in praktyk reeds gebeur. BEE is die onteiening sonder vergoeding of teen minder as markwaarde van die aandele van 'n besigheid. Employment equity is die vermindering van die eienaarskapsregte van die sake-eienaar oor wie hy mag aanstel. Dit is ook 'n inbraak op eiendomsregte. Selfs goed soos die NHI, wat die nasionalisering van gesondheidsorg is 'n inbraak op eiendomsregte. Dus wanneer ek vir u sê wat die oogmerk van die staat is, en wanneer die president of Ronald Lamola of selfs ander partye dit sê, dan is dit nie 'n nuwe verskynsel nie, dit is die verskerping van 'n bestaande tendens. So, in die eerste plek die regering sê so, in die tweede plek die regering doen so, en dan in die derde plek, en dit is belangrik te besef, die regering gee nie om oor die skade nie. Dit beteken nie dat die regering noodwendig slegte mense is of bose mense nie, die dade kan boos wees en skadelik wees, maar min mense word wakker in die oggend en dink, hoe kan ek die mense om my benadeel? In die tweede plek, min mense word wakker en dink, hoe kan ek die mense om my benadeel? So wanneer ek sê dat die regering 'n dwaas en skadelike ding doen, is dit nie noodwendig doelbewus nie, is nie 'n impuls van boosheid of 'n bewustheid daarvan nie, maar die regering gee, as ons kyk na sy dade en sy woorde, nie om oor die skade nie. Hoekom sê ek so? Omdat die regering daarmee tevrede was, dat in die afgelope 15 jaar die ekonomie halveer of 'n derde of 'n kwart is van wat hy moet wees. Dis 'n stagnante, reële ekonomiese groeipatroon in Suid-Afrika, ten minste vir die afgelope 15 jaar. So, ten opsigte van waar die ekonomie en rykdom in die land moes gewees het, is die regering reeds bereid gewees om die helfte daarvan af te sny, of dit so ver as 'n kwart te verminder. Dis min of meer as die ekonomie tussen 5 en 10% gegroei het soos wat dit moes. So die regering het 'n bewese bereidwilligheid om 'n
ongelooflike ekonomiese prys te betaal. Tweedens, die regering is blykbaar gewillig om dit verder af te bring. Nie net ten opsigte waar die ekonomie nou in reële terme stagnant is en eintlik stadig gaan afneem. Die regering is bereid om dit verder af te vat. Hoekom? Vergelyk die verskerping van BEE. Wat die afgelope tyd gebeur. Professor Dievenaar het verwys na die derde golf van BEE, waar die regering BEE as 'n voorvereiste vir ekonomiese deelname begin stel. Tweedens, verskerping van employment equity. Waar die voorheen maatskappye hulle eie teikens kon stel, moet hulle die minister se teikens sogenaamd as hulle eie teikens neerskryf en dit nastreef. Ek kan aangaan oor die NHI, maar nou die element wat nou ook 'n verskerpingsfase ingaan, is die fase van vaste eiendom, stedelik sowel as landbou. So die beklemtoning wat ek sover wil maak in die eerste deel van wat ek sê, is dat wat ons hiermee te doen het, is nie iets niets nie. En ons moet nie dink dat mense wat dit sê dit is besig om te gebeur, pluk hase uit die hoed uit of maak stories op nie. Ons verduidelik 'n bestaande voortsetting van 'n bewese beleidsvoorkeur en 'n bewese bereidwilligheid om ekonomiese skade te aanvaar. Dat ek aangaan. Die belangrike laaste punt hier is dat die bereidwilligheid om skade te maak, die bereidwilligheid om mense 'n prys te laat betaal, is nie net gerig teenoor wit mense nie. Dit is gerig ook, of daardie bereidwilligheid om ander 'n prys te laat betaal. Die belangrike laaste punt hier is dat die... Kan Piet Leroux asseblief stil bly? Dankie. Die bereidwilligheid, my so in die rede val nie. Die bereidwilligheid om ander mense 'n prys te laat betaal, gaan ook sluit ook swart mense in. Hoekom so? Indien daar gevalle van stedelike onteiening sonder vergoeding deurgaan, soos wat nou tans gedoen word, dis in proses, en daar's mense wat dit teenstaan en so aan, maar sodra daar die eerste suksesvolle stedelike onteiening sonder vergoeding plaasvind, sal dit nie net die bestaande eienaar se skade verrig aan sy balansstaat nie, dit sal al sy ander eiendomme, wat onder soortgelyke omstandighede is, weens rekeningkundige redes, sal hy 'n afskrywing van die waarde daarteen moet doen, en dit sal alle waardasies in 'n kettingreaksie landwyd begin beïnvloed. Sodra onteiening sonder vergoeding in stedelike gebiede of landbougebiede begin plaasvind, jy moet 'n herwaardasie doen van die redelike waarde van jou bate. Daardie kettingreaksie sal ook strek tot die eiendomsportefeuilles van eiendomsmaatskappye en die mense wat belang daarin het, aandeelhouers, wat insluit mense se spaargeld en wat insluit die residensiële eienaars in stedelike gebiede, insluitende swart eienaars wat 'n ontsaglike toename die afgelope 30 jaar in stedelike vaste eiendom ondergaan het. Nou, die stappe wat die regering doen en waarvan ek sê hulle hiermee besig is nie 'n bewustheid dat hulle graag swart mense skade wil aandoen nie, maar ek wil net uitwys dat dit help nie eintlik om vir die regering te verduidelik dat wat jy doen ook skade aan swart mense veroorsaak nie, omdat dit nie vir die regering van groot belang klaarblyklik is nie, gegee net hoeveel skade die regering bereid is om aan te rig. Dit is 'n merkwaardige aanhaling wat professor Gumede daar gesê het van Robert Mugabe, but what is that the people are complaining from? Didn't we give them land? Dit impliseer 'n visie van geregtigheid, 'n uiters gebrekkige visie van geregtigheid. En dit is die volgende punt waarby ek wil stil staan. Die politieke visie van geregtigheid wat hier agter lê, is een wat geregtigheid reduseer tot 'n baie beperkte materiële gelykskakeling. Eintlik 'n gelykheidsvisie. Dit reduseer gelykheid van al sy faktore, al sy konkrete elemente tot 'n visie van gelykheid. En daardie visie van gelykheid word dan nagestreef ongeag die ander aspekte van geregtigheid, insluitende wat dit beteken vir mense om te floreer. Dit gaan als oor materiële kwitansies, of in die woorde van president Ramaphosa, sharing, maar daardie sharing gaan oor gelykskakeling, en dit word verhef tot die hoogste politieke oogmerk. Daar's 'n tweede begrip van geregtigheid wat hiermee meeding. Daar's die gelykskakelingsvisie, maar daar is ook, en dis nou waar hierdie ou Kaapse rebelstrepe my moet uitkom, daar's ook 'n politieke voorkeur vir hiërargie.
daar is in die ANC-regering 'n politieke voorkeur dat sekere groepe in die land polities sterker moet wees as ander groepe. Daar's nie 'n neutrale verwagting oor die uitkomste nie. En daardie daardie het 'n etniese en 'n rasse dimensie. Dit is 'n voorkeur en dit hoor 'n mens wanneer president Ramaphosa praat van our people, of ons daarvan hou of nie. Hy het nie 'n gelyke gevoel van 'n neutraliteit ten opsigte van die verhoudinge tussen hierdie groep nie. Hy het 'n voorkeur vir 'n bepaalde hiërargie en daardie hiërargie is om wat hy beskou as sy mense aan die bokant daarvan te kry. Dit is waarskynlik een van die redes waarom staatsgrondhervorming, die groot hoeveelheid grond wat in die staat is, nie eintlik vir grondhervorming gebruik word nie, is omdat dit die staat en die staat se mag, die staat soos verteenwoordig of soos beheer deur our people in die woorde van president Ramaphosa, se relatiewe mag in die samelewing sal verminder. Die regering het 'n voorkeur daarvoor om privaat eiendom oor te dra en ek dink dit het iets te doen met sy politieke voorkeure. My tweede deel sluit ek af as ek vinnig na my tyd kyk, daarmee om te sê dat ons dus nie teenstaande die aansprake van geregtigheid met 'n vraag van geregtigheid te doen het nie, maar met geregtigheid gedefinieer as die afwesigheid van verskil, 'n materiële verskil in besonder en ook gekombineer met 'n voorkeur in politieke hiërargie. Sonder aandag vir die konkrete omstandighede soos wat enige behoorlike ondersoek na geregtigheid altyd verg. Of in die woorde van professor Dievenage, ons sit te doen met transformationism of the transformative state. Dit is die leidende ideologie. En dit laat my dink aan die woorde van Augustinus, die ou kerkvader, wat gevra het, wat is koninkryke anders as rowerbendes, en dit is wanneer hulle geregtigheid nastreef. En dit beteken ons sit met 'n bepaalde uitdaging, dat soos wat die konsep van geregtigheid gerealiseer word, ons te doen het met 'n minder en minder legitieme regering en eintlik politieke orde. Wat is die alternatief? 'n ernstige beskouing van geregtigheid sal grondrestitusie najaag en nie grondhervorming nie. En waar dit grondhervorming najaag, dan sou dit wees ten opsigte van staatsgrond om die regte daarvoor aan die gemeenskappe en individue te herstel. So ons het nie so 'n ernstige beskouing van geregtigheid sou grondrestitusie en staatsgrondhervorming ingesluit het. 'n Ernstige opvatting van geregtigheid sou 'n politieke omgewing wou kultiveer waar burgerlike verantwoordelikheid en ekonomiese aktiwiteit tot opheffing lei in plaas van staatsafhanklikheid en staatsherverdeling. En 'n ernstige opvatting van geregtigheid sou nie dieselfde pad volg en sou nie by 'n dag in Zimbabwe gaan staan 'n paar weke gelede en maak asof daar nie 'n enkele woord van kritiek uit te spreek is teenoor wat daar gebeur het nie. Ek sê af, wat behoort sake, wat dink ons as Sakeliga staan sakelui en sakeorganisasies te doen in die lig van wat 'n eksistensiële bedreiging is. Dit is nie 'n bedreiging noodwendig dat môre of oormôre nie, maar hierdie is ons eksistensiële bedreiging, die groter prentjie wat ek nou beskryf het, en ons het miskien 'n 10 jaar venster om die ander kant daarvan te sien of nie. Die eerstens behoort ons die staat se behoefte aan legitimiteit te gebruik om dit te beperk soos nodig, en dit sien 'n mens veral in litigasie. Alle state reg oor die wêreld, wanneer hy sy howe begin minag, ondergrawe hy sy eie legitimiteit, en howe is 'n belangrike meganisme om die staat aan sy eie aansprake vir legitimiteit te hou. Litigasie is dus uiters belangrik, soveel as moontlik, om elke hoek en draai. Tweedens, 'n appel op internasionale politieke entiteite en op hulle entiteite uit hulle belang uit hulle oogpunt, dat daar nie 'n rowerbende aan die suidpunt van Afrika ontstaan nie, en hulle belang daarom dus om dit te beperk of te hervorm. En derdens, behoort ons die staat se magsmisbruik en magsvergrype teen te staan met hoe ons ook al kan die opbou van 'n groeiende krag om hierdie eksistensiële bedreiging teen te staan. En aangesien dit eksistensieel is daar weinig perke
aan die maatreëls wat ons uiteindelik bereid behoort te wees om te neem. En dit is nie 'n nuwe uitdaging nie, soos altyd by alle politieke gemeenskappe, die geskiedenis van die wêreld, van tyd tot tyd, is dit nodig om die orde te hervorm of die orde wesentlik aan te pas. En daar is geen maklike antwoord nie, maar dit verg meer as die howe, en dit verg meer as internasionaal, en dis die uitdaging waarvoor ons gaan staan in die volgende 10 jaar.